welkom by vandag se aanlyn boodskap. Nou, ons is 'n bietjie in 'n ander omgewing waar ons opneem vandag as gevolg van omstandighede, maar dit is nog steeds lekker om saam met jou te kuier. Nou, wat is waarheid vir jou? Ek weet dat as kind het ons sekere goed geglo wat ons nou nie meer glo nie. So 'n goeie vraag sou wees, is daar dinge wat jy nou nie meer glo wat jy vroeër in jou lewe geglo het? Met ander woorde, het jou waarheid geskuif. Ek weet dat ons ouers het vir ons baie goed gesê wat nie altyd noodwendig waar was nie. Die ding is giftig. Die ding kan jou blind maak. Die ding kan jou byt. En ons het dit geglo, en soos ons groter geword het, ons agterkom, maar dit is eintlik nie die waarheid nie. Hulle wou ons maar net weghou van dit af. Of miskien is daar goed wat jy geglo het wat aan jou vertel is deur die kerk of deur die staat. En jy het dit geglo. Maar jy glo dit nie meer vandag nie. Baie mense sê die volgende, en dit is dat waarheid is relatief. Daar is nie absolute waarheid nie. Dit is relatief. En die rede hoekom dit relatief is omdat daar kulturele verskille is. Sekere goed is 'n beginsel en is 'n waarheid in 'n sekere kultuur, maar 'n ander kultuur sien dit glad nie as 'n beginsel of 'n waarheid nie. Dis relatief. Waarheid is ook persoonlik. As gevolg van persoonlikheid is dit relatief. Met ander woorde, dis subjektief vir my. Ek glo dit is my waarheid, maar is nie noodwendig jou waarheid nie. Vir daai rede is dit relatief. En dan natuurlik ook is waarheid relatief, omdat dit gaan, die historiteit, soos die geskiedenis aanloop, en soos wat ons nuwe ontdekkings maak, glo ons sekere goed nie meer wat ons vroeër geglo het nie. As ons dink aan baie jare terug het ons geglo, het die mensdom geglo, die son beweeg om die aarde. Dit is 'n waarheid, totdat iemand bewys het dat die aarde eintlik om die son beweeg, en skielik is daar 'n nuwe waarheid gevestig, en die ou waarheid was as 'n ware relatief. Daar was 'n sekere persepsie van lig en 'n ligstraal. En Einstein het begin sê, nee, maar hoe ons dit sien is nie reg nie, en hy het 'n ander teorie daar neergesit. En so is baie teorieë wat as waarheid beskou is deur die geskiedenis, oor tyd as gevolg van vooruitgang, as relatief bewys en 'n nuwe waarheid is gevestig. En ek dink dan, juist vir daai rede beleef ons 'n spanning tussen dat die waarheid moet vas en onveranderlik wees, teenoor die waarheid is vloeibaar en waarheid evolueer en verander. En dit is vir ons moeilik, want ons wil eintlik hê waarheid moet vasbly en onveranderlik wees, maar tog is waarheid vloeibaar en evolueer dit in ons samelewing. Wat beteken dit vir ons as Jesus-volgelinge, as ons oor waarheid praat? Hier is die ding, ons glo dat waarheid nie dinge is nie. En dis 'n baie belangrike vertrekpunt, want die feit van die saak is dinge verander. Ons glo waarheid is 'n persoon. Dit is God wat homself openbaar deur Jesus Christus. En daarvan lees ons in die Bybel. So vir ons is waarheid die openbaring van God en die feit dat hy homself openbaar het in sy seun. Ons lees in Hebreërs 11 vers 1 die volgende. In die ou tyd het God baie keer op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete. Maar in hierdie eindtyd het hy met ons gepraat deur sy seun. Hom het hy aangestel as erfgenaam van alle dinge, en deur hom het hy ook die wêreld geskep. Die openbaring van waarheid kom na ons toe in Jesus Christus. Nou, ons lees van Jesus se lewe hier op aarde in veral 4 boeke wat aan die begin van ons Nuwe Testament is. Daardie boeke is Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Ons noem dit die 4 evangelies. Mens kan dit ook seker noem die 4 biografieë van Jesus, wat elkeen
van hierdie skrywers iets van Jesus vir ons probeer sê. Nou Matteus, Markus en Lukas gebruik soort van dieselfde vorm en kronologiese lyn wat hulle heel waarskynlik by die eerste evangelie geleen het wat Markus was, en hulle brei uit en elkeen sit dan sy eie klem daarop. Maar Johannes is 'n totaal ander evangelie. Hy probeer totaal iets anders sê en dit wil voorkom of hy 'n anderste gehoor gehad het. Dis baie duidelik dat Johannes die mense wil oortuig om te glo dat Jesus die seun van God is. En hy begin sy evangelie op 'n baie interessante manier. En ons gaan dit nou saam lees. Maar ek wil hê ons moet in die boek Johannes 4 teksverse besoek wat iets sê van Jesus en waarheid. So 'n bietjie ons idees rondom waarheid belyn met hierdie teksverse. Nou die eerste teksvers vind ons in Johannes 1 en dit gaan oor waarheid en genade. Genade en waarheid. Kom ons lees saam. En die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Net so ver. Wat baie interessant is, Johannes begin sy evangelie op 'n baie digterlike manier. Hy sê in die begin was die woord en die woord was by God. Hy sê deur hierdie woord het alles ontstaan. Hierdie woord is die lig van die wêreld. En hy maak sy gehoor as 'n ware nuuskierig met hierdie eerste 11, 12 verse, sodat die gehoor wil sê, maar ek wil weet wie dit is. Sê vir my, wie is hierdie persoon? En dan sê hy, hierdie persoon het na sy eie mense toe gekom en hulle het hom nie aanvaar nie. Maar elkeen wat hom wel aanvaar het hy die reg gegee om kinders van God te wees. Vers 12. En dan lees ons vanaf vers 14 die volgende. En die woord het vlees geword en onder ons kom woon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos die van die unieke seun van die Vader, vol genade en waarheid. En dan sê vers 17 die volgende, want die wet is deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Hy sê as 'n ware, hierdie persoon is Jesus. Hy het na die aarde toe gekom, vol genade en waarheid. Jy sien, waarheid kom met 'n genadekant ook. En die woord wat hier gebruik word is die woord charis. En charis beteken grace, unmerited favor, or divine generosity. It emphasizes that the benefit is given based on the character of the giver, not the worthiness of the recipient. Waarheid is ook genade. Genade, hierdie wat ons eintlik nie kan verstaan nie. Dis nie op grond van wat ons gedoen het, maar op grond van God wat iets vir ons gedoen het. Hierdie waarheid wat sê dat niks wat jy doen of wat jy gedoen het kwalifiseer of diskwalifiseer jy om God se kind te wees nie. Alles wat Jesus gedoen het, maak jou sy kind. En dis 'n groot waarde. Die oomblik wanneer jy die waarheid van Jesus aanneem, dan gebeur daar 'n genadewerk wat ons nie kan sê, kan verklaar of verstaan nie. Dis net, hy maak jou sy kind nie op grond van wat jy gedoen het nie, maar op grond van wat hy gedoen het. Jy weet, in 'n kultuur waar ons baie prestasie gedrewe is dit vir ons moeilik om te verstaan. En weet jy, dit was vir die mense van die Bybelse tyd ook moeilik toe Jesus as die waarheid en as genade geopenbaar is, want hulle het die wet nagekom. Dis hoe hulle met God in die regte verhouding gestaan het, om 'n wet na te kom. En dan kom Jesus en sê, nee, dis genade nou. En hierdie boodskap van genade word soort van die ruggraat van die hele Nuwe Testament en waarop die eerste kerk gebou is. Die waarheid is aan ons geopenbaar en dit is genade. So waarheid in die boek Johannes is vir my ook genade. Maar wat is waarheid nog? Ons lees van gees en waarheid, ook in die boek Johannes. Jesus gaan op 'n stadium en hy reis van Jerusalem na Galilea en hulle stop in 'n dorp in Samaria om aankope te doen. Hy wag by die put
En daar kom 'n Samaritaanse vrou. Nou die Jode en die Samaritane het nie baie goed oor die weg gekom nie. En ook in daai kultuur het mans nie eintlik met vrouens gepraat en vrouens met mans gepraat nie. En hierdie vrou kom alleen put toe. En sy kom skep water en Jesus vra vir haar vir water om te drink. Dan vra sy vir hom, hoekom praat jy met my, jy wat 'n Jood is? En dan prikkel hy haar nuuskierigheid, dan sê hy vir haar, as jy weet wie met jou gepraat het, of wie besig is om met jou te praat, en wie die persoon is wat jou vir water gevra het, sal jy vir my ook vir water vra, maar 'n ander tipe water, lewende water. En sy sê, maar ek wil van hierdie lewende water hê. Dan sê hy vir haar, gaan roep jou man. Dan sê sy, Here, ek moet nou die waarheid hier praat, ek het nie 'n man nie. Dan sê hy, ja, dis reg, jy het die waarheid gepraat, jy het nie 'n man nie, jy het 5 gehad en die een by wie jy nou is ook nie jou man nie. En dan verander sy die onderwerp en sy sê, maar, waar moet ons aanbid? Kom ons lees saam. Die vrou het hom geantwoord, ek het nie 'n man nie. Jesus sê vir haar, jy sê tereg, 'n man het ek nie, want jy het 5 mans gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Jy het die waarheid gepraat. Ons voorvaders het op hierdie berg aanbid, maar Here sê, Jerusalem is die plek waar aanbid moet word, sê sy. Jesus sê vir haar vrou, glo my, daar kom 'n tyd, dat julle die Vader, nog op hierdie berg, nog in Jerusalem sal aanbid. Julle aanbid dit wat julle nie verstaan nie. Ons aanbid dit wat ons verstaan, want die verlossing kom uit die Jode. Daar kom egter 'n tyd, en dit is nou, dat die ware aanbidders die Vader in gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader wil juist sulke aanbidders hê. God is gees, en wie hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. Weer 'n interessante kombinasie met waarheid. Jesus probeer vir haar sê, aanbidding is nie meer gelokaliseerd nie. Is nie meer op 'n berg of in die tempel of by 'n fees in Jerusalem. Maar aanbidding is nou universeel. Enige plek, enige tyd kan jy aanbid. Hoekom? Want jy aanbid die waarheid. Jy aanbid in die gees die waarheid. Dis die wonderlike ding van hierdie waarheid wat ons het. Ons kan God aanbid in die gees en in waarheid. Omdat Jesus die waarheid is. Dan vind ons 'n derde kombinasie van waarheid in die boek Johannes. En dit is die kombinasie van vryheid en waarheid. En ons lees daarvan in Johannes 8 vers 31 en 32. Ek lees vir julle. Toe het Jesus vir die Jode wat aan hom geglo het gesê, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels. En julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Waarheid maak ook vry. Maar weet jy hoekom maak waarheid vry? Waarheid maak vry omdat dit nie iets is nie, maar omdat dit 'n persoon is. Hulle antwoord hom natuurlik dadelik sê, maar ons is slawe van niemand, hoekom moet ons vry word? Dan sê nee, julle is. En hy antwoord hulle sê, ek sê vir julle, elkeen wat sonde doen, is 'n slaaf van die sonde. So julle is vasgevang in sonde, en daarom het julle verlossing nodig, het julle nodig dat waarheid julle sal vrymaak, want ek is die waarheid, dat ek julle sal vrymaak. Dan gaan hy verder, dan praat hy oor leuns teenoor waarheid, en hy sê die volgende, julle kom van julle vader af, die duiwel, en julle wil die begeertes wat van julle vader uitvoer. Hy was van die begin af 'n mensemoordenaar, en hy staan nie by die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy leuen vertel hy dit uit sy eie, omdat hy 'n leienaar en die Vader daarvan is. Jesus sê, verlossing, vrymaking, kom wanneer jy in die persoon van die waarheid glo. Jesus wat die waarheid is, en hy maak jou vry. Miskien is jy vasgevang deur iets, en jy het vrymaking nodig. Glo in Jesus, hy wat die waarheid is. En dan die vierde kombinasie wat ons vind, is Jesus praat van, hy is die weg en die waarheid en die lewe. In Johannes 14 sê hy vir hulle, ek gaan weg, binnekort gaan ek julle groet. Hy sê, maar julle moet nie bang wees nie, want ek gaan vir julle 'n plek voorberei.
En dan as ek reg is, dan kom julle na my toe. Nou, hy gebruik hierso troutaal, huweliktaal. Want die gebruik in die Joodse tradisie in daardie tyd was dat wanneer 'n man met 'n vrou trou, sou hy vir haar en vir hom 'n nuwe plekkie by sy ouers bou en hulle sou daar gaan bly. So hy bou 'n ekstra kamer en dan wanneer hy reg is, dan gaan haal hy sy bruid kom bly by hom. Ek weet nie hoe opgewonde die bruid noodwendig altyd was om by haar skoonma te gaan bly nie, maar dit was die tradisie. So Jesus leen by hierdie tradisie. Hy sê, ek gaan weg soos 'n bruidegom en ek gaan vir julle plek voorberei, maar ek gaan julle kom kry. En dan die analitiese Thomas vra die volgende vraag. Here, maar as ons nie weet waar jy gaan nie, hoe gaan ons by jy uitkom? Hoe gaan ons dit regkry? Dan kom Jesus in vers 6 en hy sê sy bekende gedeelte wat ons nou saam lees. Hy sê, laat julle harte nie ontsteld wees nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek voor te berei. En as ek gegaan het en vir julle plek voorberei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waarheen jy gaan nie. Hoe kan ons dan die weg ken? Jesus sê vir hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Hy sê, julle soek 'n weg, julle soek die lewe, julle soek die waarheid, julle wil by die Vader uitkom. Ek is daai. Ek is die waarheid. Julle moet my glo. En eintlik met hierdie stelling wat Jesus hier maak, antwoord hy 3 diep lewensvrae. Die eerste lewensvraag is, hoe moet ons loop? Hoe lyk die pad wat ons moet loop? Die tweede lewensvraag, wat is waarheid? Want ons soek na waarheid. En die derde lewensvraag, hoe kan ons regtig lewe? En dan kom Jesus en sê, dit gaan nie so seer oor 'n pad wat jy stap nie. Dit gaan nie so seer oor hierdie lewe wat jy soek nie. Dit gaan oor my. Ek is daai pad. Ek is die waarheid. Ek is die lewe. En is asof Jesus sê, wat jy ook al soek, kan jy in my kry. En as ek so deur Johannes lees, dan kom ek agter, hy probeer vir ons sê, hou op soek na waarheid. Soek na Jesus. Want hy is die waarheid. Hy is gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. En dan die wonderlike ding van hierdie waarheid, wat 'n persoon is. Hierdie persoon, hierdie waarheid kom, en hy nooi jou uit. Hy sê, kom volg my. Kom doen lewe saam met my. Kom verander en word soos ek. So wat is waarheid? Waarheid is nie dinge nie. Waarheid is nie stellings nie. Waarheid is nie teorieë nie. Waarheid is 'n persoon. En 'n persoon wat jou nooi om saam met hom die lewe te kom doen. Sodat jy kan verander. Sodat jy kan word soos hy word. Mag jy ja sê elke dag op hierdie uitnodiging. Kom ons bid saam. Here, in 'n tyd wat ons so op soek is na waarheid, wil ons na U toe kom en sê, ons aanvaar die uitnodiging. Ons wil die lewe saam met U doen. Ons wil U volg. Ons wil verander. Want U is die waarheid. Dankie dat waarheid aan ons geopenbaar is. Dat waarheid vlees geword het. Sodat ons genade kan proe. Sodat ons aanbidding kan beleef in die gees en in waarheid. Sodat ons vrymaking kan beleef in die gees en in vrymaking kan beleef wat in die waarheid gesetel is. En sodat ons die pad en die lewe kan ontdek, omdat U waarheid is. Amen.